Goed, speel gou vir ons daai. A man has ruined a weekend away with his girlfriend by saying what he was thinking. Our reporter Emma Bradford is at the scene. Martin Bishop and Eleanor Shaw had stopped at a cosy country pub after a romantic walk when Miss Shaw looked up meaningfully at Bishop and asked what he was thinking at that very moment. The weekend was about to go very wrong indeed. I was hoping he would say, maybe this would be a great place to bring the kids one day. Or even something corny but sweet, like I have everything I'll ever need right here. And what did you say, Martin? I said, pigs are much bigger than you expect. One of them was so big you could ride in. All from us later. So vrou is net op dat hy jou hand vashou en trane in sy oë kry beteken nie hy dink aan die romantiese scenery nie, né? Hierdie is vir 'n posbaar gewees. Goed, so kom ons A man kyk. has ruined. A man. Die krag van kundige vrae in 'n huwelik. So kom ek vat jou vinnig na en ek het dit ook verseker van 'n paar van julle gesê, maar in 'n hofsaak. Nou ek is reed kyk baie keer hierdie hofgedinge wat in 'n hof afspeel. En dan kry jy nog 'n rolprente ook wat 'n ware verhaal weergee waar 'n hofsaake is. Nou die prokureur, of dit die aanklagprokureur is of die verdedigende prokureur is, die een wat die bes gestruktureerde vrae vra, wen altyd die hofsaak. En daar is baie gevalle waar die skuldigene op 'n tegniese aspek loskom as gevolg van die prokureur net sy kundige vraag wat hy vra en die ander persoon antwoord en die aanvalprokureur het nie 'n saak teen dit nie. So en dit is waar ons sien ook dat 'n hele hofsaak van voor tot agter behalwe dat die relasie wat ons doen is vrae. Julle sien hierdie kommissie op wat nou almal bevraagteken. Ek sien hoeveel vrae vra hulle daar. Hoekom vra hulle soveel vrae? In daai konteks vra hulle die vrae om die ou uit te vang of hy lieg. En hulle het al reeds 'n klomp ouens uitgevang wat lieg natuurlik, né? Maar dis nie ons doel nie. Ons doel gaan nie speurder vrae wees nie, maar is net om die dinamika van kundige gestruktureerde bevraging te verduidelik. Hoe belangrik dit is om 'n vraag te vra op 'n sekere manier. En ook om die kundigheid wat ons nou vir jou gaan wys ook met jou kinders te deel. Want soos ek vroeër ook gesê het, hoekom wil jy vir jou kinders sê, moenie dit nie, moenie dat nie, moenie dit nie. Eerder as lief om sê, wat dink jy gaan gebeur as jy 'n daai ding vat? Wat dink jy gaan gebeur as jy daai ding daar in die reën gaan los? As jy jou fiets daar in die reën los, wat dink jy gaan met jou fiets gebeur? Sê vir my wat dit ken. En as hy sê, ek dink die fiets gaan roes, die oomblik as hy dit sê, dan vat hy verantwoordelikheid daarvoor. Besef hy, hoekom hy moet doen. Maar as pa net sê, man, doen dit omdat ek so sê. Wat se dinamika is daai? Wat se waarde is dit vir die kind? Wat leer die kind daai? Net mooi niks nie. So, ons bring dit terug na 'n huwelik toe ook natuurlik. En dis wat ons wil hê, die antwoorde wat julle gedoen het hierso, as ons 'n klas by lesertjie wil ek hê dat julle elkeen vir jou 'n plekjie gaan kry, kan onder die dak wees of ek sal verkies hulle wil die tafels dek seker en so. So kry jy 'n plekjie, trek soms vir jou stoel nader daar op die gras of wat ook al. Enige plek, jy kan self binnekant sit. En ek wil graag hê al wat jy gaan doen is net gaan vra. Dis al. Goed. Ons spring weg. So kom ons kyk vinnig eers na die Bybel perspektief en dan gaan vinnig daardeur hardloop. Ons kyk hoekom ons volgens die Bybel dit die moeite werd sien om die Bybelse manier van dinge doen na te volg om 'n resultaat te verkry in ons huwelike. God se vraag wat die waarheid ontblik. Ons kyk vandag. Spreuke 20 vers 5. Die raad van in die hart van 'n man
mag diep waters wees. 'n man van verstand sal dit uitskep. Wat skep hy uit? Dit wat in iemand anders se hart is. Wat skep hy uit? Dit in sy vrou se hart is. Hoe doen hy dit? Wat is die bakkie? 'n vraag. 'n vraag. Goed, die bakkie, om al die inligting wat hy nodig het om te weet hoe sy voel, en ook die vrou, om te weet hoe sy haar man voel, my man moet gewillig wees om dit te sê, is 'n bakkie vraag. Goed, so, en ons beantwoord dit sommer deur die regte vraag te vra. Genesis 3 vers 9, wat sê God vir Adam, waar is jy? Dink jy nie God het geweet waar Adam is nie? Hoekom vra hy vir Adam, waar is jy? Dat Adam die gewig besef van sy sonde, wat hy gedoen het. So, God vra nie omdat hy nie weet nie, maar om Adam te laat erken, te laat dink, en die waarheid self uit sy eie mond te laat kom, en verantwoordelikheid neem vir wat hy gedoen het. Genesis 3:11, weet jy te kenne gegee dat jy naak is? God ken al die antwoorde, hoekom vra hy vir die mens? Dat die mens weer eens verantwoordelikheid neem daaroor. So 'n vraag wat wys dat God deur vraag konfronteer en oortuig, nie deur aanval nie. Hy het ook nie aangeval nie. Inteendeel, hy het vir hulle 'n bokkie geslag. Daai blare gaan droog wees en môre gaan hulle jou naaktheid sien. Wat maak julle klere? Dis dit God nie awesome. Dis 4:9. Waar is jou broer? Abel. Ek weet God weet waar is die broer Abel. Hoe vra ek die vraag? Want hy wil moet begin dink wat hy gedoen het. So God laat Kain self sy skuld en leed openbaar, 'n vraag wat die hart ontmasker. Die hart ontmasker en die geheime ontsluit. Daar's geheime wat nie noodwendig verkeerde geheime is nie, wat nooit ontlyk word omdat niemand vra nie. God vra om misverstande op te klaar. Job 38 vers 2 tot 4. Wie maak die raadsbesluit? God vra vir Job, wie maak die raadsbesluit? So Job moet erken dat God alleenlik dit doen. So waar was jy toe die aarde gegrond het? God gebruik vrae om presies persepsies te korrigeer en ware perspektief terug te bring. En dis presies waaroor vrae gaan. Jesus, soveel vrae gevra. Markus 28 vers 7. Wie sê die mense is ek? En Jesus is Jesus, hy weet wat hulle sê. Maar hy wil by sy disippels hoor wat hulle dink. Jesus lei hulle tot die waarheid deur eers 'n vraag te vra, nie deur 'n stelling nie. Markus 28:29. Maar julle, wie sê julle is ek? So, daar bring hulle nader aan die betekenis van wie hy is. Die vraag dwing hulle om 'n persoonlik posisie in te neem, baie sterker as om net 'n antwoord te hoor. So jy moet deur daai antwoord, wie sê julle is ek? En onthou, as julle sê ek is die Christus, dan moet julle dit gaan leef ook. Bereid wees om my te volg. Bereid wees om as ek gesterf het vir julle, my woord uit te dra buitekant toe. Dis eintlik wat dit beteken. So daai antwoord het 'n baie groot verantwoordelikheid vereis van hulle, wat hulle wel gedoen het, na die uitstorting van die Heilige Gees. Goed, Lukas 6:41. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog? Sê Jesus. Weereens, weet ons sien al die splinters in ander mense se oë, maar ons kyk nie die splinters in ons eie oë nie. Weereens, jy vat nie verantwoordelikheid vir jouself nie. So Jesus sê, goed, ons sien die splinter in jou broer se oë, maar jy het 'n balk in jou oog. So vraag wat selfondersoek aktiveer voor 'n oordeel. Lukas 10:26. Wat staan in die wet geskrywe? Hoe lees jy dit? So, Jesus laat die wetsgeleerde self die antwoord ontdek. 'n sleutelbeginsel in effektiewe kommunikasie. So as jy jou vraag reg konstrueer, gaan jy weet wat jou vrou se hart aangaan en gaan 'n vrou weet wat 100% in 'n man se hart aangaan. Hy moet bereid wees om dit te sê met sy mond. En te praat en te sê wat hy op daai oomblik hy die vraag antwoord sonder om aangeval te voel. Nou dan het die vraag is nie speurvrae nie, is ook nie hulpvrae nie. Dis ook nie vrae om hom uit te vang nie. Dis vrae om hom beter te leer ken. Dis waar dit gaan. Goed? Johannes 8:10. Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Ek weet, sy kom sien hulle is nie daar nie. Jesus sien ook hulle is daar. Kom vra jy die vraag. Want sy moet besef
wat nou gebeur het met haar. En sy besef wie staan voor haar en hoe magtig Jesus is om selfs sondes te vergewe. So Jesus, die vrou, waar is daai beskuldig vir jou, het niemand jou veroordeel nie. Jesus gebruik 'n sagte vraag om haar vrees te neutraliseer, haar die waarheid te laat erken en haar identiteit te herstel. Is dit nie mooi nie? Hoe te meer kan ek en jy dit met mekaar doen nie? Jy weet jy as nou berading toe gaan nie, dis eintlik so maklik om te doen. Die oomblik as jy die waarheid uitbring, na aanleiding van die vraag, en dis eerlik, is so maklik om daai absolute waardigheid en daai ware identiteit en daai ware, en 'n vrou voel, wow, hierdie man vir my maak sy hart vir my oop. En raai wat voel sy? Ek is een met hom. Ek kom in sy hart, want vrouens kom nie in man sy harte nie. Goed, vra wat intensie toets en motivering ontbloot. Johannes 1 vers 15. Simon seun van Jona. Onthou Petrus het Jesus 3 keer verloon. Hoeveel keer het die haan gekraai? Net 1 keer, hè? So hy sê Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Wat sy vraag is, ek weet Jesus sê nie vir hom, hoorie, so ek het mos nou vir jou gesê, ek het jou vraag en jy het dit gedoen, so skoort jy is nie deel van die disciples nie, ek wil nie meer voor my oor sien. Dit wat ons doen, Jesus kom met soveel deernis na hom toe, en Jesus vraag, hy sê eintlik Petrus, jou antwoord, jy nou weet, die oomblik as jy antwoord nou gaan gee, gaan jy vir die rest van jou lewe verantwoordelikheid neem, vir hy antwoord. Het Petrus? Petrus sê vir Jesus, ja, hier ek het die lief. Het hy verantwoordelikheid geneem vir sy antwoord? Die rest van sy lewe. Ja. Die rest van sy lewe. En teen die gruwelike dood gesterf om dit te bewys ook. Dis my so kosbaar. So, Jesus vra 3 keer vir Petrus sy hart en bediening opnuut vas te maak. Met ander woorde, hy vra om 'n terapeutiese vraag. 3 vrae vir 3 verlonings. So met ander woorde, 3 herstelle natuurlik ook. Want Petrus het 3 verantwoordelikheidsstappe geneem om die verloning te kanselleer. En hy is nou die fondasie, die fondasie waarop die kerk gebou is, want die dag met Pinkster het hy gepreek en 3000 siele op een slag tot bekering gebring en hulle gedoop. En dit was die ware Petrus gewees. Omdat hy verantwoordelikheid gevat met sy antwoord aan Jesus gegee. En net so ek en jy, as daai antwoord gee, hy werklik opregte antwoord gee, beteken dit ons kan ook by die plek kom waar ons soveel verskil verandering gaan maak. Net ons eie lewe nie, maar ook in ander mense se lewens. Maak dit sin? Goed, Matteus 22:42. Wat dink julle van die Christus? Wat dink julle van die Christus? Jesus wys hoe 'n vraag 'n teologiese argument kan wen sonder 'n stryery. As ek ook vir iemand sê, daai vraag, stelling wat ek net gesê het, iemand sê vir jou, ja, die Bybel is nie waar nie, want dit is deur soveel mense geskryf en mense maak foute. Daai mense is elke liewe een van hulle gedryf deur die Heilige Gees, dat die Heilige Gees maak foute. Jy vraag met 'n vraag. En sodoende gee vir daai persoon, maar hy gaan nou baie versigtig wees wat hy gaan antwoord. En as hy gaan reg antwoord, ja, die Heilige Gees is die een wat hulle gedryf het, ek besef dit nou, om die verantwoordelikheid wat vir sy antwoord vir Jesus aanneem. En ek het baie berading, dit is ons soveel mense dood. Ek laat hulle self die vraag antwoord, en hulle kom by die punt waar hulle regtig oorgawe vir die Here wil maak. En dis eintlik die beste manier van terapie natuurlik, né? So ons kyk gou na hierdie enetjie. Dis net so te loops. What? You almost hit the stop sign. Walk me home. Dit is so 'n bietjie pret daar en ek dink daar's sekere van ons wat daarmee assosieer, né? Goed, vra dan om die denkproses te herstel en fokus terug te bring. Ons kyk gou.
1 Konings 19:9. Wat maak jy hier, Elia? Ek weet. En dan is 'n goddelike vraag om verwarring te stop. So wat is jou doel? Wat is jou funksie? Wat dink jy ook wat ek hier het gestuur? Emosie te herstel, perspektief terug te bring. Kan jy sien daai 3 insigte, net die enkele vraag wat Elia moes besef het toe God het vir hom gevra het. Vraag wat openbaar of beskerm, 2 Samuel 12 vers 9, waar Nathan na Dawid gaan, want hy het vir Batsheba gesien wat op die dak, kaal, en toe nooi hy na sy huis toe, ons weet ken julle storie, hy het gesondig vir God. Nathan kom hy Dawid toe en sê, hoorie Dawid, jy is hierdie verraaier, jy is hierdie egbreker. Ja, maar weet jy, God gaan jy nooit vergewe nie, want jy het nie na God gekom, jammer gesê nie. Wat doen hy? Hy sê, waarom het jy die woord van die Here verag? Weet dit? En wat Dawid volgende gaan sê, gaan hy met verantwoordelikheid doen. Wat sê Dawid? Ek het voor God gesondig, wat hy sê. En nou van Dawid verantwoordelikheid, die oorlede verantwoordelikheid, wat te verander God wees sy koningskap. Dit is my so kosbaar. Oorlede as mense verantwoordelikheid wat verander hulle lewens. Nathan gebruik 'n vraag om Dawid se sonde te ontbloot, nie in 'n aanval nie, maar 'n geestelike konfrontasie. In die vorm van 'n vraag. Hoekom vraag so belangrik is? Dit bring helderheid, dit keer misverstande, aannames en onnodige konflik. Vraag wys respek. Wanneer jy vra, erken jy jou maat se gevoelens, ervarings en perspektief. Vraag bou emosionele intimiteit. So vraag sê, ek wil jou hart verstaan, nie net jou woorde hoor nie. Dan moet jy regte vraag vra. My man, hoe het jy gevoel toe daai ou jou so verneek het met geld? Jy is so sot gewees wat jy nie kon raak sien dat hy jou verneek met geld. Nee. Hoe het jy gevoel toe daai ou jou verneek het met geld? Wat dink jy het veroorsaak dat hy die reg gehad het om jou te verneek met geld? Met ander woorde, hy moet self ontdek wat hy gedoen het miskien om verneek te word. Hy het 'n verkeerde sy besigheid toegelaat byvoorbeeld. Vra verhoed aanstoot en vals persepsies. Nou hierdie is die kommunikasiebeginsel wat ek altyd ook in die beraderkantoor leer. Dit verhoed aanstoot, want jy kry helderheid deur die vraag te vra. En die ander persoon moet die guts vat en die man en vrou wees om die vraag reg te antwoord en korrek te antwoord en eerlik te antwoord natuurlik. So baie konflikte is nie boosaardigheid nie, maar net misverstande. So dit is nie dat jy weet jou vrou wil seermaak nie. Dit is 'n misverstand wat sy gehad het omdat jy dit 'n man is nie, het reg het gesê. Sy verstaan jou spraak nie, sy dink jy praat is nie lyne. En die oomblik as sy 'n paar vrae vra, besef sy maar dis eintlik wat my man bedoel. Dis nie net die bot vraag wat hy of antwoord wat hy my gegee het. Wat vra is Bybel, Spreuke 18:13 sê, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het. Stadig om te praat, voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. As jy nie die hele storie hoor nie, en jy gee net jou eie opinie, en jy gee 'n oplossing voordat dit sommer klaar is, die Bybel sê dis 'n sotheid. Doen ek dit nog so nou en dan? Ja man, ek is net 'n man. Maar maak ek reg na die tyd? Verseker, want ek weet hierdie goed. As jy 'n man van integriteit is, of 'n vrou van integriteit is, maak reg na die tyd as jy die fout gemaak het. Jakobus 1:19 sê, elke mens moet gou wees om te hoor, dis ek met 2 bakke langs jou kop gekry het, ons met ore, 2 ore gekry het en 1 mond. Stadig om te, wees gou om te hoor, en stadig om te praat, stadig om toornig te word. Dit het ons net ook gehad. Vra maak ruimte vir genesing, maar die mense sal self reg uitdruk met die regte vraag, kanselleer dit misverstande, kanselleer beskuldiging, skaamte en onnodige selfverdediging. Want wat is die slegste ding? As 'n vrou 'n ding wil bespreek en 'n man verdedig homself aanhoudend.
of hy gebruik verskonings, of hy gebruik ander mense wat wie se skuld dit is. Plaas hy net eerlik antwoord. Goed, so, die 5 hooftipes vra vir 'n gesonde huwelik. En hierdie is baie belangrik, want dis eintlik die goed wat julle nou gaan praktiseer ook, natuurlik, né? Tipe 1, vra oor julle dag. Bou verbinding en aandag, klein gesprekke voorkom groot afstand. Klein gesprekkies, met ander woorde, dieper vra as om oor die weer te vra. Ons gaan nou by die vragies uitkom ook, wat julle voorbeelde gaan kry. Hoe was jou dag regdag? Wat was die beste van jou dag? En die derde vraag, wat is die slegste gewees van jou dag? Net dit. En ek meen, dink by jouself, wat was sleg in my dag? Moenie lui wees nie, moenie 'n lui man wees nie. Dink wat was die slegste van my dag en sê dit vir haar. Dit maak haar deel van jou hart as jy dit sê. Wat het jou vandag moeg? Gaan daar se spel vir. Bly? Ons is nie Hollanders nie. Of gestres gemaak. Wat jy vandag moeg, bly of gestres gemaak. Wat het jy vandag nodig om te ontspan? Ek weet, dis 'n lekker vraag om te vra, né? Ek dink ek het 'n massering nodig. Is dit reg as ek nou olie gaan haal en jou 'n bietjie masseer? Wil jy daarvan hou? Goed, so waarom is dit belangrik? Dit wys belangstelling in die ander persoon. Dit help jou maat voel, my lewe maak saak, en dit hou die gesprek oop. Genade, wat is daai woord? Kan jy onthou wat ek daarvoor gesit het nie? Perfunctionary. So dit hou die gesprek oop, dit hou dit nie geslote nie, is eintlik geslote. Goed, tipe 2, vra oor iets wat gebeur het. Dink keer dan, so mens besig om goed te werk en lei die telefoon, of jy antwoord dan, dink jy daar iets en jy weet nie wat dit is op die einde van die dag. So jammer daaroor. Goed, vra oor iets wat gebeur het. Help om te verstaan voor jy oordeel of reageer. Soos Jesus, hy het nou vrou geoordeel wat egbreek gevang is nie. Wat doen hy? Hy vra 'n vraag. Waar is die ouens wat jy veroordeel het? Kan jy vir my verduidelik wat presies gebeur het? Hoe het jou laat voel toe dit gebeur het? Jy het die agteruit gery en die kar teen die paal gestap het. Hoe het jy gevoel? Wat het jy gedink? Wat sy graag wil hê ek moet verstaan van daai situasie. En sy kan vir jou sê, maar ek wil jy moet verstaan dat ek so die mekaar voel, omdat ons sulke baie dinge het, ons het 5 kinders en ons moet skool en allerlei goed en ek het die aandag gegee. En natuurlijk moet hy daar 'n drukkie gee en as jy weet nie wat ek is met jou. Die fase bel het byna op iemand nie. Goed, waarom belangrik? Dit voel, dit verhoed aannames, dit bring emosionele waarheid na die oppervlak, dit help om jou reageer met empathie, of te reageer met empathie, nie kritiek nie. Right. Nommer 3. Vra wanneer iemand iets verkeerd gedoen het. Konflik kan sag hanteer word deur die regte vrae te vra. Het dit gebeur? Ek verstaan iets het skeefloop. Kan jy my help verstaan hoe dit gebeur het? Jou sot, hoe kan jy dit nou gedoen het nie? Of ek sou dit anders hanteer. Ek sou dit heeltemal anders doen. Ek sou so en so gemaak het en jy moes dit eintlik ook gedoen het. Nee, wie leer enigiets uit? Eintlik wat jy sê is ek is beter as jy. Maar as jy die vraag vra, beteken dit ek het deernis vir wat gebeur het en ek wil verstaan, maar eintlik help dit jou ook verstaan. He. Was daar iets wat jy nodig gehad het wat ek dalk gemis het? Hoe kan ons dit saam regmaak? Wat kan ons doen om dit reg te maak? Of wat kan ek doen om dit reg te maak? As ek ergens vertrou? Waarom belangrik? Dit hou die aanval weg en bring spasie en die verduideliking bring helderheid. Bring helderheid, en verstaan
en die waarheid maak vry, en alles wat daarmee saamgaan. Dit bou vennootskap, tussen man en vrou, nie net 'n skuldspel nie, skuldige gevoel nie. Skuldspel is jy skuldig, en sy skuldig, en die ene skuldig, en daai is skuldig, en almal skuldig. Dis 'n skuldspel eintlik. Dit stuur die boodskap, ek staan saam met jou, nie teen jou. Ons is saam in hierdie span, en ons gaan dit uitwerk, ons gaan nou iets uitwerk om dit reg te kry. Ons staan nie saam met dit, ons staan nie teen mekaar met dit. Goed, vierde tipe. Vra om valse persepsies op te klaar. Baie huweliksprobleme bestaan net omdat iemand verkeerde afleidings of aannames gemaak het. Voorbeeld, ek dink ek het jou verkeerd verstaan. Wat het jy eintlik bedoel? Dis so eenvoudig om daai vraag te vra. Die oomblik as mense dit doen, kan 'n 3 maande se konfliksituasie uitgesorteer word. Wat het jy eintlik bedoel? En as sy dan antwoord, dan vra jy oor die antwoord. En jy vra nog oor rondom dit, daai selfde storie. Is dit wat jy gesê het, of is dit wat jy gesê het, of het ek dit net so geïnterpreteer? Het jy regtig gesê dat jy wil van my skei, of is dit net ek wat dit gesien as 'n feit, nie noodwendig as 'n emosie wat jy beleef het nie? Gemaklik. En die oomblik as jy in die geval sê, dan dink jy, wow, hierdie ou verstaan wat ek voel. Ja, dit waarskynlik nie, maar dat ek eensaam voel, afgetrokke voel, verwerp voel. Hy verstaan dat die vraag wat hy vir my vra. Maak dit sin? Help my verstaan, is ek reg om dit so te hoor, of mis ek iets? Dan sê jy wat jy gehoor het. En dan kan sy korrigeer en jy vraag oor die korrigeer van die vraag. Is dit reg wat jy gesê het dat jou ma by ons moet kom bly? Het ek reg gehoor? Ja, my ma het reg gehoor. Wat dink jy kan die implikasies wees as jy ma hier kom bly? Jy van, jou ma kom bly nooit hier so, want die en daai, dan gee jy so van antwoord op. Wat dink jy kan, dink so 'n bietjie wyd, wat dink jy kan skeefloop as jy ma hier kom bly? Hoe dink jy gaan die kinders dit hanteer, as hulle in sy kamer slaap, want sy het van die kinders se kamers gevat? Net vra, dis net vra. In ander woorde, jy skielik besef sy, my ma kan nie bly nie, want ons het nie geplek vir haar. Maak sy wat? Nie om naastie te wees nie, maar om 'n realiteit op die tafel te sit. Dit is waarom belangrik, dit neutraliseer toksiese aannames. Aannames is die toksiese ding wat verhoudings verwoes. Dit bou vertroue en deursigtigheid. En dit verhoed stille behandeling, aanstoot en woede. Natuurlik betryk ook. Goed. Tipe 5, vra om meer inligting te win. Dan 'n sekere opdrag byvoorbeeld. So baie konflik ontstaan omdat mense nie die detail vra nie. In 'n klas ook, weet baie keer is mense bang. Jy wil sien, as jy nie vra jy wil graag iets weet. Jy bly arm. Jy moet vra. Voorbeeld, hoe wil jy moet ek dit doen? Daai spesifieke iets doen. Hoe wil jy moet ek die gat vir jou grou vir daai blomme? Moet die gat diep wees of moet dit nie so diep wees nie? Wat wil jy graag hê moet ek presies doen? Verduidelik vir my, wat is jou behoefte van hierdie gat wat ek moet grou vir jou boomplantjie? Wat hoor hy vrou? My vrou, ek is so gewillig om te weet hoe hierdie boom reg geplant moet word, want hy gaan groot word en dit gaan eintlik ons trots wees wat jy dit gekies. Nee. Goed, en wanneer moet dit klaar wees? Eenvoudig. Is daar iets wat vir jou baie belangrik is in hoe ek dit aanpak? Kan ek vir jou weet kunsmis gaan kry en dit ingooi, het jy die plantjie kunsmis nodig? Kan eintlik regtig enigiets wees. Wil jy ek moet dit net doen of moet ek dit op 'n bepaalde manier doen? Wanneer jy sien, die oomblik as hier man en vrou wat hier vra, die oomblik as hier vra, selfs in die intieme. Ek weet, dink 'n bietjie hier vra in die intieme lewe. My man, hoe wil jy moet ek dit doen? My man, wanneer moet dit klaar wees?
Is daar iets wat vir jou belangrik is en hoe ek dit moet aanpak? Waar moet ek begin? Weet jy, ek moet dit net doen. Op 'n bepaalde manier doen. Waarom is die vraag belangrik? Dit voorkom teleurstellings en misverstande. Misverwagtinge. Dit bring orde, nie chaos nie. Dit wys diensbaarheid en spanwerk in 'n huwelik. Ander belangrike vraag, paartjies gereeld met vraag, emosionele vraag. Hoe kan ek jou hierdie week beter lief hê? En dis een van die vrae wat ek lees, julle nou gaan breek of mekaar te vra. Hoe kan ek jou hierdie week beter lief hê? Praat met mekaar oor. As sy vir jou iets sê of hy sê vir jou iets, dan vra 'n vraag wat hulle sê. So julle opdrag is net vra. Een praat, dan word dit een vra die vraag en die ander een sê antwoord die vraag en die vraag oor die verantwoord. En dan draai julle om en die ander een kry weer 'n kans om 'n vraag te vra en die ander een moet antwoord. Dit het ook 'n konteks met dit wat ons nou behandel het tot dusver. Wat kan ek doen om jou spanning te verminder? Geestelike vraag. Is daar iets waarvoor ek saam met jou kan bid? Dis die wildste ding as 'n vrou dit van 'n man sê. Is daar iets wat ek saam met jou kan bid? Is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? Of 'n vrou van 'n man sê, 'n man vir sy vrou sê, is daar iets waarvoor ek vir jou spesifiek kan bid? Hoe ervaar jy die Here tans? Baie belangrike vraag. En is nie 'n arrogante of 'n vraag wat op sê op 'n lelike manier bedoel word nie. Dis 'n vraag wat regtig een van op sê weet en as die persoon sê, weet jy, ek weet nie, ek voel 'n bietjie ver van hier raak. Wat dink jy kan ons doen om bietjie nader aan die Here te kom? Wat dink jy wat kan ons spesifiek saam? Okay, ons kan saam bid en Bybel lees. Goed, wanneer dink jy moet ons dit doen? Wanneer dink jy gaan vir ons 'n goeie tyd wees? Ek dink as die kinders slaap. Daai tipe van goed. Intimiteit vra. Wat is dit vir my nodig om meer geliefd en begeerd te voel? Wat maak die grootste verskil in jou, vir jou in ons intimiteit? Ons verhouding. Verhouding onder dit vra. Is daar iets wat jy wens ons vinniger sou aanspreek? Met ander woorde, goed wat normaalweg opkom, steeds wat normaalweg opkom. Is daar iets wat ons vinniger moet aanspreek? Soos dadelik, nie wag vir vanaand of na werk wat ek al. Wat het hierdie week vir jou gevoel soos kwaliteit tyd? Baie goeie vraag. So gaan dink 'n bietjie, ek wil net sê, hoër vlak vrae uit. Nou is julle breek. Die geheim van volwasse vraag, moet nooit vrae gebruik, dis nou net goed wat jy nie mag doen nie, moet nooit vrae gebruik om aan te val of speer vrae nie. Veral nie nou nie. Ek dink ook nie enige tyd nie. Mag jy sarkastiese vrae vra, is dit so, dis 'n vraag. Dis 'n houding. Gebruik vrae om die hart te vind, die fout te vind nie. Die hart te vind, die fout te vind nie. Die doel is altyd verstaan voor die wil, iemand moet verander. Spreker sê, met begrip bou mens die huis. Goed. 6 vasgepende reëls wat ek doen dit ook met huwelikspare. Jy mag nie kwaad word in hierdie oomblik wanneer jy sê, okay, ons gaan 'n bietjie gesels. Jy mag nie kwaad word nie en ook nie jou stem verhef nie. In daai sessie mag jy nie kwaad word of jy stem verhef nie. Bly daar en vra die vraag, maak saak wie jy voel nie. Het gaan nie oor die emosie, het gaan oor jou huwelik 10 jaar van nou af. Jy mag jouself nie verdedig nie. Ek het dit gedoen, want ek die en daai dit het gebeur, en daai dit en dit het gebeur. Jy mag jouself nie verdedig nie. Jy mag nie opspring en weghardloop nie, of wegjaag nie. Jy mag nie die onderwerp verander nie, baie belangrik. Of sê jy dink jy het 'n probleem, mag dit jy my nou hoor. Nee, gaan nie oor jou nou nie. Een wat by die storie vertel, dit gaan met daai persoon. Goed, bly op die een wat praat se onderwerp. Nie waarskynlik die onderwerp verander
omdat jy nie hou van die onderwerp. Of iedereen sal 'n storie vertel, dit sommer klaar maak vir haar. Omdat dit is 'n onseker man en vrou wat se wederhaaf se stories klaar maak. Of jy sê van Boubrug kom maar by. Nee. Jy gaan nie geloof wees. Jy mag nie in daai kommunikasie jou eie oplossings of raad gee nie. Geen oplossings en geen raad nie. Geen kommentaar nie, geen kwaad word of opspring of weghardloop of opgespik wees of wegdraai of ophou praat. As jy 'n besluit moet doen, moet jy dit deurdruk tot die einde toe. Want hierdie gaan vir 10 jaar van nou vir jou 'n suksesvolle huwelik gee. Mark my words. Goed. Het julle hierdie? Ek weet dat julle sommer lekker Engelse plekkie kry. Julle kan hierso sit as julle wil en dit doen. So met ander woorde, wat ek wil hê is skryf 10 vrae neer so nou. Skryf 10 vrae neer na aanleiding van al die inligting. Julle wat online is, julle gaan dit presies dieselfde net so doen. Skryf 10 vrae neer wat jy dink goeie vrae sal wees. Jy hoef dan nie noodwendig al die vrae te doen nie. Maar skryf 10 interessante vrae neer. Al twee van julle. En dan doen jy so 2 of 3 wat nou regtig uitstaan. Onthou is dit so 1/2 uur. En dan begin jy daai vrae vra. En as sy byvoorbeeld antwoord, dan vra jy 'n vraag beantwoord. As sy weer antwoord, vra jy weer 'n vraag beantwoord. Nou dit gaan bietjie plastic klink, maar byt vas en jy gaan agterkom die dinamika en die belangstelling wat die ander ene voel. En as jy klaar is, ruil om. Jy gaan nie al 3 vrae vra nie, jy doen net een vraag beslag. Jy werk uit vraag heeltemal deur en dan draai jy om. Die ander een kan dan die vraag vra en hierdie een kan dan die storie vertel en so aan. En weer eens vra. En dan op jou voete interessante vrae. Julle het die voorbeelde nou ook daar. Ek gaan dit sommer vir julle vinnig sommer screenshot. Goed, trek weg. 10 goeie vrae wat julle mekaar gevra. Julle ken mekaar se omstandighede, kan oor die werk wees, oor die huis, oor die kinders, oor die hond, oor die gesondheid, oor finansies, enige, letterlik enigiets. Dis welkom as jy nou op die gras wil sit of wat ook al werk, of jy kan net hier binnekant bly. Julle keuse.